Ek dink nou aan die as 'n mens daar op die galery bid, ek bid baie graag daar, en dan sien ek daar's plakate opgesit. As jy die vensters oopgemaak het, maak dit ook asseblief weer toe wanneer jy gaan. Nou dit geld vir die aardse sfeer, né? Dis wonderlik, dit moet so wees, is reg, want anders vlieg duwe en voëls in en ons kry hulle nie hier uit nie. Maar in die hemelse sfeer sê dit, the windows of heaven are open, and the blessings are falling on us. En dis wat ons vanmôre geniet. Gister, vandag en tot in ewigheid soos magtig gebid het, sal die vensters van die hemel oop wees, om seën op ons te laat drup en rus en reën. Ons leef in 'n wêreld, en ek dink is vir niemand nuus nie, waar baie dinge gemeet word aan sigbaarheid. Ons moet gesien en gehoor word. Wat ons doen moet gesien en gehoor word. Hoe meer likes daar is, hoe meer volgelinge daar is, hoe groter is jou status. Selfs die kerk word dikwels versoek om te dink dat diensbaarheid gemeet word aan hoe baie ander mense dit wat ons gedoen het raak sien. Maar die Here Jesus leer ons anders. Ware krag, ware grootheid, lê nie in openbare vertoon nie, maar in die geheime plek. Daar waar niemand jou raak sien nie, behalwe jou Vader in die hemel. Daar in jou binnekamer, daar in jou eensaamheid, die geheime plek. My broer Goff, hy het gebruik 'n baie mooi beeld uit die film The Incredibles. Nou, ek weet nie of u die film gesien het nie, maar ek het net 'n voorprent van hom gesien. Nou Bob vertel die verhaal van hierdie pa wat gewone kantoorwerk gedoen het, wat hy baie vervelig gevind het. En ek kan met daai ou saamstem. Ek het 20 jaar kantoorwerk gedoen wat ek vervelig vind, en nou nog, ek dink Nikkie sal beamoen, my admin is agter. Jammer vir die ouens wat nog wag vir briewe en so. Ek is nie lief vir kantoor nie, maar ek moet dit doen. Nou terwyl hy in sy kantoor is, was hy voortdurend besig om sketse te maak van superhelde. Want dis wat hy wou wees. Dan teken hy hulle uitrustings. En want hy wil 'n superheld wees. Hy wil nie hierdie gewone kantoorwerk doen nie. En hy het ook 'n vriendin gehad wat vir hom hierdie uitrustings wat hy so mooi geskets het, wat dit vir hom gemaak het. Sy kon goeie naaldwerk doen en sy het vir hom hierdie uitrustings gemaak, en elke keer, of baie keer, ek kan nou nie sê elke keer nie, maar baie keer wanneer hy nou hierdie nuwe skets vir haar stuur, dan sê sy, dis pragtig, maar los die mantel. En by geleentheid het sy vir hom 'n paar videogrepe gestuur, dat hy net kan sien wat alles verkeerd gaan met hierdie superhelde se mantels wat hulle so dra, waar dit vashak, dit word ingesuig in 'n vliegtuig se motore, dit slaan aan die brand, dis eenvoudig oral in die pad, daarom hierdie baie belangrike raad wat sy hom gee, los die mantel. Die werklikheid van hierdie kosbare raad is dat jy nie 'n superheld kleed nodig het om ontzagwekkend te wees nie. Jy kan kragtig wees in stilte. Jy kan groot dinge vermag in nederigheid. Jy kan ontzagwekkend wees in jou alledaagse lewe sonder dat jy dit ooit uitsaai. Want Jesus leer ons om in die geheim te werk en te gee. Het lyk vir my dat die Here Jesus ook so 'n geheime uitspraak gemaak het. Elke keer wanneer hy ongelooflike, of ons moet nie ongelooflik sê nie, want dis gelooflik, onbeskryflike dinge gedoen het. Eintlik sê hy, los die mantel. Elke keer wanneer hy onbeskryflike dinge gedoen het. Hy wek 'n klein dogtertjie uit die doodheid op en hy sê, moenie daarvan praat nie. Hy ontmoet 'n melaatse man en hy maak hom gesond. En wat sê hy vir hom? Moenie daarvan praat nie. Met 'n geleentheid maak Jesus 2 blinde mans gesond, sodat hulle kon sien. En ook daar sê hy vir hulle, moet dit aan niemand vertel nie. Nou in 'n moderne wêreld van selfverheerliking en beeldpoetsers, is Jesus vir ons 'n voorbeeld van iets anders. 'n voorbeeld van
om regtig, amper wil ek sê, hondhaar af te maak in die gees, né? Iets te bereik, man. Aan te kom, to arrive. As jy wil arrive in die gees, los die mantel, die vertoon. Hy sê, daar's 'n beter manier, Jesus sê dit, daar's 'n beter manier om vir mense te laat weet wat jy doen. 'n Manier sonder skouermantels wat vashak aan iets soos jou selfbeeld. Ek is van die oortuiging dat die Here Jesus wil hê ons moet onbeskryflike dinge in die geheim doen. In Matteus 6 vers 1 tot 4 sê Jesus iets vir ons baie belangrik. Maak gerus jou Bybel daarby oop en lees saam, dat jy kan seker is wat die brood van die lewe vanmôre vir jou sê. Want hy praat met elkeen van ons. Matteus 6, ek lees van vers 1 tot 4. En let op, daai pas waarmee hy begin, is almal in hoofletters geskryf. Dit was vir my opmerklik. Pas op, dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie. Dis net ietsie om vir 'n oomblik by stil te staan. Ek sien soms hierdie pragtige videogrepe van mense wat vinnig vir iemand ietsie gee omdat hulle sien hulle kry swaar, hulle is armoedig, maar hulle neem hulle af hierdie pak geld wat hulle gee en dan dit moet gesien word. Hulle saai dit ook uit op YouTube. Hier sê die Here Jesus vir ons, anders, as jy dit doen, sal jou loon by julle Vader wat in die hemele is nie wees nie. Vers 2, wanneer julle dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou mond blaas soos die geveinstes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar, ek, Christus, sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy, sê hy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees, en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. Dit is Christus se plan vir selfpromosie. Mense wat stilletjies onbeskryflik is een van die Here se besbewaarde geheime. Het bly by hom omdat hy, die God van die heelal, die enigste een is wat dit moet weet. Om stilletjies onbeskryflike dinge te doen, stuit baie mense eintlik teen die bors. Ons dink, jy moet meubels koop, jy moet 'n kantoor aanskaf, 'n laptop kry, 'n organisasie stig, 'n missiestelling teen die muur skryf, en uitdink en eindeloos vroeg oor visie en geloofsbelydenis as jy onbeskryflik wil wees. Maar dit was nie Jesus nie. Hy het nie plakate versprei teen die lamppale om te sê hy is verkiesbaar vir die koninkryk nie. Hy het niks van hierdie vreeslike dinge gedoen nie. Want hier is Jesus se beginsel. Die Here sien jou geheime goedheid en jou geheime diensbaarheid. Ons hoef nie die wêreld te laat weet hoeveel ons gee, hoeveel ons doen, of hoeveel ons offer nie. Ja, ek werk daarom swaar. Laas nag was ek nog tot hoe lank in gebed, julle moet dit daarom net weet. Nee, in die stilte en in die geheim. Die Here vra liewer dat ons met nederigheid en eenvoud leef. Ons slagspreuk is Christus in ons en Christus deur ons. As ons werklik 'n missiestelling vir ons persoonlike lewe hierby wil voeg, kan dit eenvoudig wees. Wees ontzagwekkend en stil. Soos jy weer 'n groot plasing op die elektroniese media wil maak, dat daar nog 500 likes kan bykom, dan skryf jy, wees ontzagwekkend en stil, en dan kry jy nie 1 like nie. Die wêreld wil nie stil wees nie, hulle wil gesien wees. Ontzagwekkend is 'n
kragtige byvoeglike naamwoord het die Woordeboek vir my gesê. Ek is nie van self so slim nie, ek het dit gaan soek. Wat iets beskryf wat so groot en kragtig of indrukwekkend is, dat dit 'n diep gevoel van verwondering, respek en eerbied in 'n mens opwek. Dis ontzagwekkend. Wees ontzagwekkend. Ontzagwekkend is diensbaarheid, nie sigbaarheid nie. Daar's die onderskeid. Diensbaarheid, nie sigbaarheid nie. Jesus sê in Matteus 23, kom ons lees dit. Matteus 23 vers 11 en 12. Jou oë moet dit sien, dat dit in jou hart kan ingaan, of deur jou in jou verstand kan kom, en jou verstand dit na jou hart toe kan lê, en dat jy dit weer kan uitgee aan die wêreld. So het ons in hierdie naweek geleer, was Willie. Willie het so, met respek sê, Willie het 'n lekker kaalkop, nie 'n kaaskop nie, 'n kaalkop. En toe Willie dit, ons het 'n seminaar gehad, donderdag en vrydag, ons as leiers, en as hy op sy kop klap, dan sê, hy het dit nou in Engels gesê, ek praat dit nie eers vir selfverdediging nie, hy klap op sy kop en sê, as dit in jou verstand inkom, moet dit afsak tot by jou hart, en as dit in jou hart uitgekom het, eers dan sal jy dit kan uitgee, nee, so het ek dit verstaan nou in eenvoudige Afrikaans, en dit is hoekom ons die woord moet lees, en hoor, terwyl ek dit voorlees, dat dit in ons hart kan ingaan, en wanneer ons hier uitstap, dan kan jy dit al vir iemand gee, want hier's die geheim, hierdie dinge wat ons hier in die heiligdom leer, slaan net werklik in jou hart vas, wanneer jy dit vir iemand vertel het. Eers as jy getuig het daarvan, vertel het van, dan slaan dit in jou hart vas, want die oomblik as jy dit vertel, is dit 'n teken dat jy dit glo, en wanneer jy dit glo, het dit jou deel geword. So ons moet meer praat oor hierdie dinge wat ons leer. Vertel vir mekaar. Matteus 23, 11 en 12. Maar die grootste van julle moet julle dienaar wees. Wie homself verhoog, sal verneder word. En wie homself verneder, sal verhoog word. Nederigheid en eenvoud. Die wêreld moet grootheid aan rang en roem. Hulle meet dit. Hierdie grootheid aan rang en roem. Maar die Here meet ons grootheid aan selfloosheid en diensbaarheid. Selfloosheid en diensbaarheid. Die mense wat hemel invloed het, is dikwels diegene wie in stilte dien. Die ouma wat in die nag vir haar kinders en haar kleinkinders bid. Die werkende man wat sy kollega help sonder dat enige iemand ooit daarvan hoor. Die vrou wat haar buurvrou se trane stil afvee. Hulle is die mense wat hemel invloed uitoefen en uitleef. Die Here Jesus het selde as ooit gepraat oor wat hy gedoen het. Die Bybel gee nie vir ons 'n slideshow waar Jesus weer alles oorgaan. Na die dag se werk gaan hulle daar onder die bos sit, hy en sy disippels, en hy trek die skerm uit en hy gee 'n slideshow. Check wat het ons vandag gedoen. Hoeveel siele het ons bereik? 133. Skryf dit in julle sakboekies op. Vandag het ons 133 siele bereik. Dis nie Jesus nie. Dis nie hy nie. In plaas daarvan het Jesus ons geleer om nie te praat oor alles wat ons doen nie. Dis asof hy vir ons vra om asemrowende dinge te doen, saam met hom te doen, terwyl ons op die aarde is. En om tevrede te wees, as hy die enigste een is wat daarvan weet. Paulus skryf iets kosbaar in Kolossense 3. Kom ons lees dit ook saam. Kolossense 3, vers 23 en 24. Ja, Kolossense 3 is 'n hoofstuk wat ek wil eintlik sê gaan lees hom net weer by die huis, daai hele hoofstuk deur. Maar ons lees nou net vers 23 en 24. En wat julle ook al doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here die beloning van die erfenis sal ontvang. Want hoekom? Want julle dien die Here Christus. Ons hoef nie mense se applous te soek nie, want ons werk vir Christus. Ons wil sy guns hê.
Ons wil sy goedkeuring hê op dit wat ons doen en dit waarmee ons besig is. Elke daad van liefde, al is dit hoe klein en ongesiens, is kosbaar in sy oë. Hy sien dit. Dit word in die geskiedenisboeke van die hemele opgeskryf. Wanneer ons so ongesiens leef, sal ons nooit wonder wie eintlik alles laat gebeur nie. Dis ook die ding, wanneer dit uitgesaai word, hou dit met op, wanneer dit uitgesaai en vertel word wat hierdie man en hierdie vrou alles doen en waarmee hulle besig is, later is dit hulle wat dit doen. Kyk net wat hulle alles doen. Christus verdwyn uit hulle bediening uit. Maar wanneer niemand weet wie dit doen nie, dan weet ek en hy wie dit eintlik doen. Want ek kan niks doen nie, sonder my, en die Heilige Gees het ons herinner daaraan, sonder my kan julle niks doen nie. Glo ons dit? Amen. Sonder my kan julle niks doen nie. En as daar iets wonderliks gebeur in dit wat julle doen, en jy binnekant so in jou hart geglimlag, dan sê jy, dankie Jesus. Kyk wat het U nou alweer gedoen. Dankie dat ek die hand kon wees. Dankie dat ek die lippe kon wees om te troos. Dankie Here dat U my sakdoek geleen het om daai ou se trane af te vee. Net ek en hy. En ons sal veel meer te doen kry wanneer ons so leef. Veel meer om te doen kry. Want ons sal nie omgee wie dit sien of wie erkenning daarvoor kry nie. Hy alleen. Al ons energie word gebruik om wonderlike dinge te doen. Solank ons net nooit in die versoeking kom om te dink, Jesus sal ons meer lief hê wanneer ons wonderlike dinge doen nie. Hy kan jou nie meer lief hê as wat hy ons alreeds lief het nie. Buitendien, ons foto's is in sy beursie. Ons name is gegraveer in die palm van sy hand. Ons name is geskryf in die boek van die lewe van die Lam. Hy is die Lam van God. Ons name is daar. Hy kan jou nie vergeet nie, hy kan jou nie minder of meer lief hê nie. Hy het jou onvoorwaardelik, onbeskryflik lief, liewer as wat die Afrikaanse taal 'n woordeskat het om dit te kan beskryf. Ons het nie die woorde nie. Die Here gebruik die onaanvanklike en die onopvallende. 1 Korintiërs, kom ons lees daarvan. 1 Korintiërs 1. Dit wat vir ons nie iets vreesliks lyk nie, dit gebruik hy. Want let op julle roeping, 1 Korintiërs 1, 26 tot 30 lees ons. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie. Dit is eintlik jammer dat hy so min bloubloed manne in ons gemeentes is, né? Nie baie edeles nie, ek dank die Here daarvoor, maar wat dwaas is by die wêreld, hier kom die verskil nou. Wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies en wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak. Hoekom? Sodat geen vlees vir hom sou roem nie. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, almal wat in Christus Jesus is, steek net hand op. Deur hom is jy in Christus Jesus, wat vir ons geword het. Wie is hy in ons, met ons en deur ons, wat in ons geword het? Wysheid uit God, geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Dis wie hy in jou is. Miskien moet ons hierdie kosbare eienskappe net weer hoor, dat dit in ons hart kan vaslaan. Wat vir ons geword het, wysheid, wat uit God kom, kan ons sê, goddelike wysheid, en goddelike geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Ek wil sê, volkome verlossing, want dit kom uit God uit. Dis volkome. Voldoende, moenie iets daaraan probeer plak nie. Ja, maar
om verlos te wees, moet jy hierdie gebede eers gebid het. Om verlos te wees, moet jy by Christus uitgekom het, sodat hy jou, die verlosser, die redder, jou kan red en verlos. Die Here se krag en wonderbare grootheid word juis deur gewone mense sigbaar gemaak. Hoor vanmôre wat sy woord aan jou sê. Hy gebruik die onbekende, die nederige, die wat nie op die voorblaaie is nie, wie geen rede het om te roem nie, om sy koninkryk te bou. Jesus het 2 volgelinge gehad met die naam van Judas. Die een was, en ek sê dit met 'n respek en ek sê dit tussen hakies, die slegte Judas, dat ons kan weet waarna verwys ons, die een wat hom verraai het, ons almal ken hom. En die ander een was Judas, wat ook Thaddeus of Judas Lebbeus genoem was, ook Judas seun van Jakobus genoem was. Nou ek het nog nooit iets besonder van hierdie Judas gehoor nie, behalwe in Johannes 14 vers 22 en 23. Ek lees dit vir ons voor. Judas, nie die Iskariot nie. Sien hy sit ook so die slegte een tussen hakkies hier. Nie die Iskariot nie, sê vir hom: Here, hoe is dit u aan ons u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? En Jesus antwoord hom en sê vir hom: As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons, hoofletter ons, Vader, Seun en Heilige Gees, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Het jy die Here lief? Ja, Here, ons het U lief. En ek kan net in my geestesoor hoor hoe hierdie Judas, Thaddeus, die ongesiene een, vandag sommer vir ons sou sê: ag, noem my sommer Tad. Moenie iets vreeslik van my maak nie. Noem my sommer net Tad. Het lyk ook nie vir my of hy iemand was wat van die kalklig gehou het nie, want ons sien hom nie oral opduik of baie van hom gepraat word nie. En nadat Jesus weg is, het sy disippels besluit dat 'n ander apostel in die plek van Judas Iskariot aangewys moet word. En die vereistes daarvoor was eenvoudig. Hy moes die hele tyd saam met Jesus gewees het, toe hy nog op aarde was, en hy moes eerbaar wees. En daar was 2 kandidate, Matteus en iemand met die naam Justus. En hulle het toe geloot oor watter een dit sou wees. En ek weet nie op watter manier die loting presies plaasgevind het nie, maar die lot het op Matteus geval. En hy het ingestem. En sy apostelskap getrou beoefen, en sedertdien verskyn hy op loodglasvensters in baie kerke reg oor die wêreld heen. Maar eintlik wonder ek wat van Justus geword het. Ons hoor nooit weer van hom nie. En tog het hy die regte dinge gedoen. Hy het Jesus geken en saam met hom gewandel, en hy was getrou. Nou as 'n mens Justus in Engels uitspreek, dan klink dit just us, net ons. Die Here se planne sluit juis baie van hierdie soort mense in, net ons. Ek en jy. Ek en Christus. Jy en Christus. Die meeste van ons is ook sulke soort mense. Mense wie nooit skouermantels of gekleurde loodgrasvensters, en ek dank die Here vir die voorgangers van die verlede wat besluit het dat hier eenvoudige loodglasvensters in die tempels moet wees, nie wat gesigte en helde en saints uitbeeld nie. Want die eenvoudiges, deur wie God sy koninkryk bou, sit in die stoele. Ons kry geleentheid om te doen wat die Here wil hê ons moet doen, sonder dat 'n groot ophef daarvan gemaak word. Justus het wel met die loting uitgeval, maar ek is oortuig daarvan dat hy was een van hierdie soort mense wat eenvoudig in die stilte voortgegaan het om stilletjies ontzagwekkende dinge te doen, omdat hy saam met Jesus gewandel het en eerbaar geleef het. Ons kan dit ook doen. Ons voel seer gemaak as ons nie raak gesien word nie. Maar dis nie die ergste nie. Dit is mense soos ons wat in die geheim onbeskryflik is, wat die meeste gedoen kry. Want dis immer so Jesus se omgekeerde ekonomie werk, né? In stilte kry jy die meeste gedoen. Die Here
die nederiges lief. Die mense wat meestal in die eerste ronde al sou uitval wanneer kandidate vir belangrike poste met imposante titels gekies moet word. Maar hulle is eintlik die Here se eerste keuse wanneer hy iemand soek om vir iets groots te gebruik. Ons kry almal die kans om onbeskryflik te wees as ons wil. Maar die beste manier om dit te wees is om stilletjies ontzagwekkende dinge te doen. Nou, wat sê die Here vandag vir ons hierdeur? Hy gee vir ons goeie raad, 3 baie belangrike dinge. Wees 'n geheime seun. Doen iets vir iemand sonder dat hulle ooit weet dit was jy. Wees 'n stille draer van hoop. Bid vir ander in jou binnekamer sonder dat hulle dit eers weet. Ek sê gister vir iemand, baie mense sê, al wat ons nou nog kan doen is om vir jou te bid. Nee. Die eerste, die beste, die grootste, die kragtigste ding wat jy ooit vir iemand kan doen, is vir hom te bid. Dan eers kan jy die ander goedjies probeer bylas as jy dan nou so moet sê. Bid. Maar bid in jou binnekamer, waar hulle nie weet nie. Tree met krag in. Tree in die bres. Nommer 3, wees 'n kragtige dienswerker. Help in jou gemeenskap, sonder dat jy 'n foto moet plaas, of erkenning daarvoor moet kry of vra. As elke gelowige in die geheim ontzagwekkend begin leef, sal die wêreld rondom ons verander. As elke gelowige voor sy deur, die potholes in die straat, voor sy deur stilletjies in die nag, vol teergooi en toemaak, en weer gaan slaap, sal die strate weer rybaar wees, en niemand sal deur die burgemeester geluk gewens word nie. Maar dan sal ons ontzagwekkende dinge doen, en die wêreld weet dat die Here leef. Want die koninkryk van God werk so suurdeeg. As my ongeredde buurman dit sien, dan gaan hy dink, maar ek kan ook maar die gate voor my huis regmaak. En môre nag is dit sy beurt, want hy wil nie uitwees nie. Miskien sal jy net sy video op YouTube sien, maar ons gaan nie ons video's daar plaas nie. Die Here se koninkryk werk so suurdeeg, dit groei in die stilte, maar dit verander uiteindelik die hele deeg. Stil, né? Matteus 13:33 leer dit mos vir ons. So geliefdes, jy het nie 'n mantel nodig om ontzagwekkend te wees nie. Jy het nie 'n loodglasvenster nodig om jou krag te wys nie. Jou Vader in die hemel sien elke traan wat jy afdroog, elke gebed wat jy fluister, elke klein daad van liefde wat jy doen, en hy sê, my kind, dit is groot in my oë. Mag ons van vandag af spesiaal geheime helde van die koninkryk wees. Nederig, stil, maar vol van die krag van Christus, ontzagwekkend, want die Here self sal jou beloon. Pas op dat jy nie julle liefdadigheid vir die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Christus ontzagwekkend in ons en Christus ontzagwekkend deur ons. En los die mantel. Amen.